Wanneer ek in meetkunde met die verskillende driehoeke werk, is die ongelyksydige driehoek die eerste driehoek. En ek gaan met die 3 verskillende sye werk AB en BC en AC. Hierdie 3 sye is almal verskillende lengtes. Wanneer ek dit aandui op my skets, dan dui ek dit aan as volg. Daar is die lengte van AB, die lengte van BC en die lengte van AC, wat ek aangedui het. Baie interessant. Teenoor hierdie ongelyke sye is daar ook 3 hoeke wat nie dieselfde is nie. Ek het byvoorbeeld hoek A is 38 grade, hoek B is 85 grade en hoek C is 57 grade. Dit werk baie interessant. Teenoor die grootste hoek wat hoek B is, 85 grade, het ek altyd die langste sy, 105 mm. Dan besluit ek tussen die ander 2 hoeke wat oorbly, is die 38 en die 57 grade. Dan is die 38 grade hoek die kleinste hoek. En daar kan ek sê, die kleinste hoek staan teenoor die kortste sy. En dis altyd so, die grootste hoek teenoor die langste sy en die kleinste hoek teenoor die kortste sy. Nog 'n driehoek is die gelykbenige driehoek. Wanneer ek met 'n gelykbenige driehoek werk, dan is daar altyd 2 gelyke sye. So in hierdie geval is AB gelyk aan BC. Dit is my 2 gelyke sye. So wanneer ek my driehoek wil bewys, dan sê ek altyd in driehoek ABC en nou sê ek wat is gegee. Die sy AB is gelyk gegee aan die sy AC en my rede is gegee. Nou is my afleiding dat hoek B gelyk is aan hoek C en die rede vir daardie afleiding is hoeke teenoor gelyke sye. En sou ek dit aandui, is AC die sy wat teenoor hoek B staan en AB is die sy wat teenoor hoek C staan. Hierdie is 'n geweldige belangrike driehoek, want ons gebruik dit oral in wiskunde. In nog 'n driehoek is dit die gelykbenige driehoek wat ek kan behandel. In hierdie driehoek ABC, ek kyk na A, B en C, dis die 3 punte van die driehoek, weet ek dat AB gelyk is aan AC. Die rede is, dit is gegee. Wanneer ek op die skets gaan kyk, is dit gegee hier en dit is daar gegee. Die 2 streepies dui aan dat die sye gelyk gegee is. Nou kan ek 'n afleiding maak en my afleiding is dat hoek B gelyk is aan hoek C. En die rede daarvoor is hoeke teenoor gelyke sye. Wanneer ek dit wil aandui, dan gaan dit wees teenoor die sy AB is die hoek C, teenoor die sy AC is die hoek B. So dus gaan hoek B en hoek C gelyk wees aan mekaar. In nog 'n gelykbenige driehoek kan ek net die gegevens omkeer en ek kan sê, in driehoek ABC, daar het ek weer punt A, punt B, punt C en hulle 3 saam
gee vir my driehoek ABC wanneer ek die 3 punte verbind. In hierdie geval weet ek dat hoek B gelyk is aan hoek C en ek sê dis gegee. Nou dis baie belangrik dat ek kyk op my skets, dis gegee hier by punt B en is gegee daar by punt C. Hoek B is gelyk aan hoek C. Dan kan ek 'n afleiding maak. As dit so is dat hoek B gelyk is aan hoek C, dan moet die omgekeerde ook waar wees, dat AB sal gelykstaande wees aan die lengte van AC. So, as ek dit aandui, teenoor hoek B is die sy AC, wat gelyk moet wees aan die sy AB, wat teenoor hoek C staan. Met ander woorde, ek het AC gelyk aan AB. Dit maak nie saak watter sy ek eers sê nie, ek kan sê AB gelyk aan AC of AC gelyk aan AB. Nou kom ons by 'n gelyksydige driehoek, wat ook baie belangrik is. In my driehoek ABC, weer eens A, B, C, het ek nou dat AB gelyk is aan BC, gelyk is aan AC. Dit word vir my gegee. Daar is die 2 streepies wat aandui AB se lengte is gelyk aan BC en dieselfde lengte is gelyk aan AC. My afleiding wat ek gaan maak is dat teenoor AB is die hoek C, teenoor BC is die hoek A en teenoor hoek B is die sy AC. Dit maak nie saak wat die volgorde is nie, maar my afleiding sal wees dat die 3 hoeke AB en C is almal gelyk aan mekaar. En dit gee vir my dat dus elke hoek is dan presies 60 grade. En dis baie belangrik dat ek dit moet weet. Dit gaan 60 grade hier wees, 60 grade by daardie hoek C en 60 grade by hoek A. En wanneer ek dit sou optel 60 plus 60 plus 60, dan kry ek 180 grade.